die land van die Gadareners toe. Toe kom Jesus toe die skei gevaar het en Jesus het gestrand met sy disippels. Toe die man uit die graf uitgekom en Jesus het hom, die duiwels het hom uitgedryf en toe hardloop toe jaag Jesus die demone in die varke en die varke gaan hardloop in die see van Galilea en dan hulle verdrink. Toe kom die mense van daardie stad uit en sê asseblief gaan weg uit ons dorp uit. Nou wat het Jesus wat het daai wagter oor die varke gedoen? Die waarheid is die wagter oor die varke is natuurlik die wagter wat oor die varke wag gehou het, wat daai varke was vir hulle, kom ons sê amper, ek wil amper sê die woord geheiligde of heilige offers vir hulle afgod wat hulle aanbid het. Nou kyk nou hierna. Hier waar jy nou sit, hierdie is 'n grot en dis 'n paar grotte. Nou die woord van die Here sê, en ek gaan dit lees, of kom ek begin eers om dit te sê, dat tydens die tempel is, Jerusalem is 6 kilometer van hier af. 7 kilometer van hier, of nou nie van hier spesifieke punt af nie, maar van Bethlehem af is hy so 7 kilometer. So daar was tydens die Ou Testament oor sê die geskiedenis vir ons, 1 biljoen offers gebring gewees in die tempel. Maar om te dink dat al daardie bloed wat vergiet is, nie die sonde van die volk kon wegwas nie. Dat dit net bedek en dan moes hulle gedurig geoffer het. Maar as gevolg van al daardie offers, baie van dit was duiwe geweest vir die baie arme mense, maar skape was die hoorsaaklike offer geweest. En in Bethlehem het daar van die Levitiese priesters en die wagters in die veld gebly. Nou die wagters in die veld was priesters geweest wat wag gehou het oor die skape wat gebruik was vir offers aan die Here in die tempel. Kan julle die verskil sien tussen die land van die Gadareners met die varke en dat hulle afgod het 'n vark gesoek en Jesus Christus wat die perfekte lam van God is, die teebeeld daarvoor was die lammetjie wat hulle al die jare geoffer het totdat Jesus gekom het wat die perfekte lam van God is. Amen. Amen. Maak dit sin? Yes. So wat hulle gedoen het is hulle het die skape opgepas en dan het hulle in die grotte ingekom. Die wagters sou laat die skape, veral in wintermaande, sou hulle die skape in die grotte laat inkom en dan die skaapwagters voor die ingange, dit is nou nie deur soos dit nie, maar naby die ingange gelê om te waak teen natuurlik nommer 1 rowers en nommer 2 is die wilde diere ensovoorts. En dan sê die woord van die Here, en daar was herders in dieselfde landstreek. Nou die konteks is dat Jesus was gebore geweest, dis Lukas 2 en vanaf vers 8 lees ons, en daar was herders in dieselfde landstreek wat in die oop veld gebly het, in die nag oor hulle skape wag gehou het. En die Bybel sê, en met een staan daar 'n engel van die Here by hulle. Om te dink hier in want waar jy nou is die herdersvelde, waar die skape opgepas was, wat gebruik was vir die tempeloffers. En hierdie herdersvelde, met een staan daar, terwyl hierdie wagters wag hou aan die aand, met een staan daar 'n engel van die Here by hulle. En die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. En 'n groot vrees het hulle oorweldig. En die engel sê vir hulle, moenie vrees nie. Want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees. Dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is. So wat noem die Bybel ook natuurlik Bethlehem? Die stad van Dawid. Die stad van Dawid gebore is die saligmaker wat Christus die Here is. En dan sê hy, en dit sal vir julle teken wees, julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is wat in 'n krib lê. En skielik was daar saam, die Bybel sê, en skielik was daar saam met die engel 'n menigte van die hemelse leerskare wat God prys en sê, ere aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde in die mens 'n welbehaag. So om te dink, mense, ek wil hier vir 'n oomblik dink, vir 'n oomblik het die hemel so die Engelse leerskaar gesing en vir die eerste keer sê hierdie engele, kom hulle in hulle sel, het God geprys en gesê, eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde. Hoekom? Want vir die eerste keer het daar vrede aangebreek op die aarde. Want die enigste manier hoe daar vrede kan kom tussen jou en God,
tussen die mens en God is deur Jesus Christus. Romeine 5 vers 1 sê, en deur sy bloed het ons vrede by God. En daar het die engele verskyn. En om te dink, Jesus is gebore in Bethlehem, wat beteken hy is van brode, en Jesus sê in Johannes 8, ek is die brood wat uit die lewe, die brood van die, wat uit die hemel uit neergedaal, die brood van die lewe. Maar nie net dit nie, terwyl die wagters oor die lammetjies waghou, letterlik, weet hulle nie, maar hoor hulle, dat daar is een gebore wat genoem word, die saligmaker, nie ver van hier af nie, in die stad van Dawid, wat natuurlik ook Bethlehem is, in hierdie konteks nou, en die ware lam is gebore, Amen. wat die perfekte lam van God is, wat na 33 jaar van sy geboorte af, op die houtkruis van Golgotha, nie ver van hier af nie, sy bloed sou gestort het, net soos die lammetjies, hierdie skape wat hier gebly het, ook hulle bloed gestort, hulle bloed was gewees tot die bedekking van sondes, maar daai was die teebeeld gewees, die lammetjies en die skape wat hier was, maar die ware, met ander woorde die vervulling van daai teebeeld, is gebore in Bethlehem, Jesus Christus van Nazareth. Hy is hier gebore in Bethlehem, en hy is die lam van God. Halleluja. Terwyl die lammetjies hier is, lê die lam in die krib, nie te ver van hier af nie. Wie van julle sien dit? Amen. Amen, amen, prys die Here. En nie net dit nie, ons weet, dat daar was 'n vrou van Moab gewees. Sy het Naomi gevolg. En haar naam was wat gewees? Wie gewees? Rut. En sy het gekom, toe hulle nou, ek gaan nou nie die hele geskiedenis vertel nie, maar het uit Moab gekom, wat in Jordanië vandag is, het hulle gekom, en sy's 'n Moabitiese vrou, het sy gekom saam met Naomi, wat van Israel af is, en kom sy hier, en hulle het so swaar gekry, so onsaglik swaar, maar hier was 'n ryk man gewees, met die naam van Boas. Wie het al gehoor van Boas? En Boas het velde gehad, waar daar geplant was, graan ensovoorts. En die wet van die Ou Testamentiese wet is as volg, dat wanneer julle die lande, as die boere hulle lande geplant het, mag hulle die buiteste ry van hulle lande, mag hulle nie afsny nie. Hulle mag oralste oes, behalwe die buiteste ry. Hulle mag dit nie afoes nie. Hoekom? Want dit is gegee vir die armes. En daar's nog iets, dat as hulle gegerwe, dit gesny het, en hulle die koring ensovoorts in die mandjies gesit, en daar val op die vloer, mag hulle ook dit nie weer opgetel het nie. Hulle moes dit gelos het, en dan het die armes in die veld ingekom, en dan het hulle vir hulle die koring. Kyk, so die Here ook vir die armes voorsien. En daar het toe hierdie Rut gekom, en sy het gewandel, 8 is in die lande van Boas, en sy het opgetel van wat geval het, van hierdie koring en so aan wat geval het sy opgetel, en van Naomi gebring. En Naomi sê, vertel vir my, wie is hierdie Boas, en sy sien dus Boas, en julle kan die verhaal by die huis gaan lees. Maar om die verhaal kort te maak is, kyk hoe awesome is die Here. Dieselfde lande van Boas, is die lande waar ons nou is, waar ons hier is. Om te dink, Rut het hier geloop, en op die ou einde het Rut en Boas is hulle getroud, en daar is gebore een seun daar, of haar seuns daar's kinders uitgebore, maar die een seun se naam was van die geboorte, wie van julle kon onthou? Obed. En vir Obed is gebore Isai, en vir Isai is gebore Jesse. Nee, Isai is Jesse, is David. David kom uit Rut en uit Boas uit. En Jesus Christus is uit hierdie geslag, kom Jesus Christus uit. Dis hoekom die Bybel hom noem die seun van David. Vir Jesus, hy sê seun van David. Hoekom? Want die afstammelinge van David, want David was die koning gewees, en so het die God aan David 'n belofte gemaak dat aan jou koningskap sal geen einde maak, maar jou troon sal vir ewig bly. Met ander woorde, die Messias gaan in jou op jou stoel sit, op jou troon sit, en dit is Jesus Christus. Amen. So Boas, Rut, en uit hulle uitgebore is Obed, en uit Obed Isai, en uit Isai David. En van daar af kan ons afgaan na Jesus Christus toe. En om te dink, geliefdes, jy sit nou waar ek al hierdie geskiedenis vir jou gee. Amen.
En ek het 2 verhale nou. Wat het die tweede verhaal met mekaar te doen? Alles. Okay, ek vertel dit apart om te sê, Boas het veld hier gehad, hy was 'n baie ryk man gewees. En hy het gesien, Rut tel die gerwe op en die koring op. En hy vra toe, wie sê die Moabities, wie sê die vrou? Hulle sê toe nie is 'n Moabitiese vrou. Hy sê, los haar, laat sy vat soveel as wat sy wil hê. En los haar uit, en toe naderhand, toe sê Naomi, doen dit en dit en dit, en gaan lê daar een aan, en so aan, so, en tot die ou einde is hulle getroud, en uit hulle uit, het hier in Bethlehem, die hele tyd, het die lam se bloed, die bloedlyn van die perfekte lam van God gekom. En met een staan daar engele in die hemele, wat sê eer aan God in die hoogste hemele, want vandag is daar vir julle gebore, die saligmaker wie Christus is, hier in Bethlehem. Amen. Wie van julle kan dit sê? Amen. Prys die naam van die Here. En omdat ons hier is, in hierdie wonderlike plek, kan ons seker sê, en sing. Herders op die ope velde, en die nag die engekoor, met die leie evangelie, uit die hemel aangehoor. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heer God, en die hoogste hemelen. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heer God, en die hoogste hemelen. Opgrawings van die Byzantynse era. Byzantyn, kom ek vertel julle iets wat die ander toergroepe nie doen nie. Baie ouens, en dit het my nie afgesit nie, maar dit was my intimiderend toe ek begin het met my toere is, hoekom verduidelik die toergroepleiers nie hierdie woorde wat ons nie ken nie? En dis hoekom ek probeer om alles wat baie diep is te probeer vermenslik. As jy nou so wil verstaan. Die Romeinse ryk het 2 bene gehad, daai 2 bene van Nebukadneser. Die eerste ene was, albei is Rome, maar die eerste ene was wat in Rome in Italië was, né, wat gehou het in 400 en something na Christus het die Mongoliërs het hom oorweldig maar toe het Konstantyn het hy getrek en hy het sy hoofkwartiere opgeslaan in Konstantinopel. Konstantinopel is vandag bekend in Turkye as Istanbul. Okay, dis die Byzantynse era. Dit beteken net die ander been van die Romeinse ryk. En uit hulle uit het met die Byzantyn beteken die Romeine, maar die oostelike gedeelte van die Romeinse ryk. So hierdie kerke dateer terug na die tyd, dis oor die 1000 jaar oud. Hierdie opgrawing, so die is monastery, met ander woorde kerke. So, soos jy kan sien, daar staan pilare en krippe en allerhande dinge. So jy kyk na 1000 jaar oud en as jy 'n bietjie gaan grawe, gaan jy by 2000 jaar uitkom. As jy nog gaan grawe, gaan jy by 3000 jaar uitkom. Hulle het hier net die boonste grondgedeelte weggery. As jy jou graaf in die grond moet steek hier in enige plek in Israel, rondom Jerusalem en in Bethlehem en so, gaan jy goed kry. Baie mense van die Palestynë wat huise besit, sal byvoorbeeld in hulle huis agter die jaar sal byvoorbeeld 'n boomplant of iets soos dit. Dan kry hulle goeders, soos byvoorbeeld van die silver coins en so aan. En dan verkoop hulle dit op die black market. Verstaan nie wat ek probeer sê? Maar dit lê onder die grond. So jy kan dalk, ek meen, nou die dag, nie te lank terug nie. Nou, een paar, 2-3 maande terug, was daar, ek gaan julle vat na die ou veld toe, was daar 'n goue, ek dink is 'n hangertjie of 'n oorbel gekry gewees, net onder die grond. Hulle het net bietjie gegrou, kry hulle goue van wat terugdateer na die tyd van Jesus toe. So, jy kan nie grou en gou winstukke nie te een kry. Dan hou hulle dit en dan verkoop hulle dit op die swartmark. Sovoorts. So enige plek waar jy grou in hierdie heilige land, gaan jy geskiedenis kry. As jy nog laer grou, gaan jy die era kry van Jesus se tyd en voor dit Dawid se tyd. Hierdie land, as die klippe net kon gepraat het. So ek en jy nou hier stoele gesit het, ons sou net geluister het van die conquests van Joshua, van Dawid, van Elia en Elisa en Salomo, van Jesaja en Jeremia, van wie almal, né? Waarvan sou ons alles geluister het as al hierdie klippe in hierdie land net kon gepraat het? So hierdie opgrawings, geliefdes, bewys net vir ons
dat wat die woord van die Here sê, ek bedoel opgrawing soos hierdie, bewys net vir ons dat die Bybel is 'n werklikheid. Amen. 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 En ja, so ek wil net graag dit met julle gedeel het.